Goeiemôre graad 12's. Ek wou net vir julle 'n bietjie meer leiding gee oor die toets wat julle Dinsdag skryf. So ek het 'n paar ou vraestelle gevat van 2021 tot 2024 en ek het hulle probeer so saamstel dat hulle min of meer lyk soos wat Dinsdag se toets gaan lyk. Dit is nie alles nie. Maar as jy hierdie video heeltemal verstaan, dan behoort jy so 70% van die vraestel heeltemal te verstaan. Maar ja, kom ons spring gou in. Ek begin by November 2023. Kom ons kyk gou daarna vraag 1.1.1. Daar gee hulle vir ons x kwadraat plus x minus 12. Straightforward, eenvoudige kwadratiese vergelyking. Ons gaan altyd so ene kry. Hulle kan hom soms vir ons nog makliker maak. So, met 'n kwadratiese vergelyking, wat doen ons? 1, ons sit hom in standaardvorm, 2, ons faktoriseer, 3, ons stel elke faktoor gelyk, elke hakkie gelyk aan 0. So wat se faktore? Hy sal klaar in standaardvorm. Wat se faktore van 12 gaan vir ons 1 gee? 3 en 4. Ons soek 'n positiewe 1, so dit gaan positief 4, negatief 3 wees. Ons faktore is x minus 3, x plus 4 gelyk aan 0. Daar het ons hom gefaktoriseer, so nou stel ons elkeen gelyk aan 0. Daarom is of x minus 3 gelyk aan 0, daarom x gelyk aan 3, of x plus 4 gelyk aan 0, daarom is x gelyk aan minus 4. Jy kan nou 'n ekstra stap bysit as jy wil, maar dit is nie nodig nie. Kom ons kyk gou na waar ons punte gaan wees. So, ons kry normaalweg met 'n kwadratiese vergelyking, kry ons punte vir standaardvorm, faktore en dan een vir elke antwoord as hy vroeg genoeg in die vraag is. Ja, ons het hom klaar in standaardvorm gekry, so ons kry 1 punt vir ons faktore en 1 punt vir elke antwoord. As hy dan nou al klaar in faktore gestel is, dan sal ons sien hy tel net 2 punte, dan kry ons net 'n punt vir elke antwoord. Daar is dit ons eerste vraag, kom ons kyk gou na die tweede een. So, die tweede een, wat hulle daarso vir ons gee, is 1.1.2. Nou, ek het julle vraestel, hy is Afrikaans in Engels. Ek het nou maar net die Engels hier, want nie al hierdie vraestelle is beskikbaar in Afrikaans nie. Maar, hulle gee vir ons hierdie 3x kwadraat minus 2x is gelyk aan 6. En hulle sê vir ons korrekteer tot 2 desimale plekke. Dit sê dadelik vir ons, hierso het ons iets waarvoor ons nie die faktore kan kry nie, daarom moet ons kwadratiese vergelyking gebruik. Julle sal sien die kwadratiese vergelyking is in julle formuleblad, so julle gaan net aan die einde van die vraestel, daar is julle kwadratiese vergelyking. Right, so dit is nog steeds 'n kwadratiese vergelyking wat ons hierso het. So, al wat ons dan nou doen is ons sit hom in standaardvorm, hy is nog nie. En dan, wanneer gebruik ons kwadratiese vergelyking? Op hierdie stadium, wanneer ons vir ons faktore soek. So, ons gaan sê ons A is 3, ons B is negatief 2, ons C is negatief 6. Ek hou daarvan om hulle hierso te skryf, sodat ek nie tekenfoute maak nie. Onthou die algemeenste fout hierso is 'n tekenfout. So wees versigtig wanneer jy hom invervang. Kom ons skryf sommer gou ons formule neer. Julle hoef nie, maar julle is baie welkom om hom neer te skryf. Hy gaan nie punte ontvang nie, maar dit help partykeer as ons hom neerskryf. Soos ek sê, ons wil nou nie punte hierso verloor nie. Dis 'n baie simpel plek om punte te verloor. So kom ons vervang hom in. Negatief, ons B is negatief 2. Probeer maar om in hakies in te vervang. Ek weet ons hou daarvan om stappies te skiep, maar dis waar tekenfoute inglip. So probeer maar om nie stappe hierso te skiep nie. Omdat ons dink hierdie vraag is maklik, baie keer fokus ons nie en dan gaan 'n foutjie maklik hierso in. Right, nou op hierdie stadium kan julle hom of dadelik in julle sakrekenaar insit, of julle kan hom bietjie verwerk, dat hy net bietjie makliker intik om tyd te spaar. Maar, julle hoef glad nie. Daai gaan nie 24 wees nie. Ag, daai is 24 maal 3, so hy gaan wees 72. Daar is 'n goeie verskoning om nie daai stap noodwendig te probeer, veral as ons gestres is. So, dan gaan ons nou 2 antwoorde kry, of
ons sê dan 2 minus wortel 76 gedeel deur 6, wat dan nou gelyk is aan negatief 1,12, of x is dan nou gelyk aan, kom ons maak hom 'n positief, en dit gee dan vir ons 1,79. Ek hou daarvan om my negatief eerste te sit, want as ons hierdie gaan uitskryf as 'n parabool of so aan, dan gaan ons eerste kritieke punt 'n negatief wees en ons tweede een 'n positief wees. Jy hoef nie, jy kan hulle omruil, jy kan jou plus eerste doen, maar ek sal eintlik aanbeveel dat jy jou negatief eerste doen. Maar jy gaan glad nie punte verloor as jy dit nie so doen nie. Kom ons kyk gou na die punte allokering. So, in hierdie geval gaan ons 'n punt kry vir standaardvorm. Ons gaan altyd 'n punt kry vir invervanging, en dan gaan ons 'n punt kry vir elke antwoord. Dan gaan ons kyk na ons derde vraag, ook 'n klassieke vraag 1, en dit is ons wortel. So ons het wortel 2x plus 1 gelyk aan x minus 1. Nou, wat is ons stappe met 'n wortel? Is eerste, ons isoleer ons wortel. Tweedens, ons kwadreer albei kante en van daar af hanteer ons hom net soos 'n kwadratiese vergelyking. Hierso is ons wortel al klaar geïsoleer. So al wat ons hoef te doen is ons kwadreer al twee kante. Graad 12's, moenie julle middelterm vergeet nie. Aan hierdie kant het ons wortel 2 kwadraat, die wortel 2, die wortel en die kwadraat kanselleer mekaar uit. So al wat ons mee gaan oorbly is 'n 2x plus 1, maar aan hierdie kant het ons 'n binoom kwadraat, moenie julle middelterm vergeet nie. So ons kwadreer die eerste een maal die tweede een maal 2, en ons kwadreer die laaste een. As jy hom eers wil uitskryf, dan is jy baie welkom om dit ook te doen. Hier is ons kwadratiese vergelyking. Nou standaardvorm faktoriseerstel elke kant gelyk aan 0. So ek gaan alles vat na die regterkant toe, want my x kwadraat is 'n positief daar, en ek hou daarvan om my x kwadraat 'n positief te hê. Dit spaar my nou maar net 'n stap, as ek alles skuif na waar my x kwadraat klaar positief is. Dan hierso het ons negatief 2x, daai gaan oorgaan nog 'n negatief 2x wees, dit gee vir ons negatief 4x. Jy is welkom om daai stap uit te skryf, waar jy hom eers oorvat. Hierso het ons 'n plus 1, vat hom oor, hy word 'n minus 1, so hy word 0. Daarso het ons hom in standaardvorm. Volgende faktoriseer ons, hierdie is nie 'n trinomie, daar is wel 'n gemeene faktor van x, so ons haal daai x uit. Nou kan ons sê, daarom is of x gelyk aan 0, of x minus 4 is gelyk aan 0, daarom is x gelyk aan 4. Daar is ons twee antwoorde. Kom ons kyk gou na die punte allokering. Partykeer kry ons 'n punt van isoleer. Ons kry altyd 'n punt as ons albei kante korrek gekwadreer het. En dan hierso gaan ons of 'n punt kry vir standaardvorm, of ons gaan 'n punt kry vir ons faktore. So ek gaan hom hierso gee vir ons faktore. En dan, as ons nie 'n punt gekry het vir ons standaardvorm nie, dan gaan ons 'n punt vir elke antwoord kry. Partykeer gaan ons 'n punt kry vir ons standaardvorm, vir ons faktore, en dan vir al twee antwoorde korrek. Alright. Kom ons kyk dan gou na die volgende een, dis 1.1.4. Weereens 'n baie algemene stapelvoedsel vir vraag 1. X kwadraat minus 3 groter as 2x. So daar is ons ongelykheid, ons kry amper altyd 'n ongelykheid, ons kry basies altyd 'n ongelykheid. Ons proses is dieselfde, standaardvorm faktoriseer, maar wanneer ons faktoriseer, dan moet ons onthou, ons kry kritieke waardes, nie antwoorde nie. So, kom ons sit hom gou in standaardvorm, x kwadraat, ons vat daai 2x oor, hy word 'n minus 2x, minus 3, groter as 0. Nou soek ons faktore. Die faktore van 3 wat vir ons 2 gaan gee is 3 en 1, ons soek 'n negatief 2, so is negatief 3 plus 1. So ons kry x minus 3, x plus 1, groter as 0. Nou is jy welkom om daai gelyk te stel aan 0, maar dan moet jy skryf kritieke punte. Jou kritieke punte is waar x gelyk is aan 3, of
waar x gelyk is aan negatief 1. Maar jy moet hulle uitskryf as kritieke punte. Jy hoef nie daai stapie neer te skryf nie. Ons kan sien ons kritieke punte is daarso by negatief 1 of by 3. Ons parabool gaan altyd 'n positief wees, want onthou ons hanteer hierdie as 'n positiewe parabool, as 'n positiewe funksie. Ons x² is 'n positief. Nou, hulle wil weet waar is die funksie groter as 0, dit beteken hy is bo die lyn. Hy is bo die lyn daarso en hierso, so alle waardes van x kleiner as negatief 1 of alle waardes van x groter as 3. So ons gaan dan sê daarom is x kleiner as negatief 1 of x is groter as 3. En daar is ons twee moontlike opsies. Ons kyk van hierdie punteallokering. Hy tel 4 punte. Ons gaan 'n punt hierso of 'n standaard vorm of vir ons faktore kry. In hierdie geval sal ons vir al twee kry. En dan gaan ons vir elkeen van ons antwoorde gee. Partykeer gee hulle 2 punte as al twee antwoorde reg is en die notasie dan nou ook korrek is. Daar is dus 1.1.4. Dan gaan ons na 'n ander vraestel toe beweeg vir ons gelyktydige vergelykings. So hierso het ek 2024 se vraestel 1. Kom ons kyk gou na sy 1.2. Dan wil ek ook net sê van daai vrae wat ons gedoen het, julle sal sien hierso is ook dieselfde. Daar is hy klaar gefaktoriseer en gelyk aan 0, korrekteer tot 2 desimale plekke. Ons het ons kwadratiese ongelykheid en ons het ons wortelvorm daarso. Hierdie een het net 'n ekstra trinoom ingebring waar ons nou werk met ons eksponente. Maar hierdie 4 is stapelvoedsel en ek kan vir julle sê julle gaan 3 van daai 4 hê. Ek gaan nie vir julle sê wat se een dit nie daar is nie. Dis dalk die wortelvorm, dis dalk die kwadratiese ongelykheid, dis dalk die maklike een of dit is dalk die korrekteer tot 2 desimale plekke vra. Maar in elk geval, kom ons kyk dan gou na 2x plus y is gelyk aan 3, y kwadraat plus xy gelyk aan 2. Daarso is ons gelyktydige vergelyking. Die enigste metode met ons gelyktydige vergelyking wat altyd gaan werk, is in vervanging. So eliminasie, gelykstel, daai goed gaan nie altyd werk nie. So wat ek voorstel is gebruik maar in vervanging. In hierdie geval is hy die enigste een wat gaan werk. Daar is nie 'n manier wat ons daai so kan kry dat ons kan ontslaa raak van ons y of enigiets soos dit nie. So, wat gaan ons isoleer? As ons x isoleer, gaan ons moet deel met 2. Wat beteken ons gaan breuke hê? Ons wil nie met breuke werk nie, is net onnodig. Kom ons kry eerder ons y op sy eie. So ek vat daai 2x oor, hy word 'n negatief 2x. Hierdie is nou my derde vergelyking. Ek kan nie my derde vergelyking my eerste vergelyking in vervang nie, want hy kom van my eerste vergelyking af. So ek moet hom in my tweede vergelyking in vervang. So kom ons doen dit gou. Ons sê hierso vervang 3 in 2. Dan vervang ons hom met regheid in, so ons het 3 minus 2x kwadraat plus x, ons y word 3 minus 2x is gelyk aan 2. Dan kom ons vereenvoudig hierso. Weereens is 'n binoom kwadraat, moenie jou middelterm vergeet nie. Oeps. En moet ook nie 'n fout maak met die teken van jou middelterm nie, is daai en maal 2. En dan, hierso maal ons net die x in. Daar is ons kwadratiese vergelyking. Kom ons vereenvoudig en sit hom in standaard vorm. Ons het 'n 4x kwadraat minus 2x kwadraat, dit gee vir ons 2x kwadraat. Ons het 'n 3x minus 4x, dit gee vir ons 'n negatief x. En dan het ons 'n 9 en as ons daai 2 oorvat, word hy 'n minus 2. So ons het 'n plus 7 is gelyk aan 0. Alright, kom ons kyk gou na die faktore van 2 en van 7 wat vir ons 'n 1 gaan gee. Ons faktore is 2 en 1, ons faktore van 7. Wat gou kyk, ek voel ek het 'n fout hier so iewers gemaak. Hy werk nou nie lekker uit nie. O, genade.
dis daai enetjie, maal daai enetjie maal 2, oeps, so ons gaan sê, hy is dan nou 12, wat beteken is 12 plus 3, het gee vir ons 9. Daar is hy, dis beter. So ons faktore van 2 is 2 en 1, ons faktore van 7 wat vir ons 9 gaan gee, is as ek die 7 maal met 'n 1, en die 2 maal met 'n 1. So, dit gaan dan wees 'n 7 en 'n 2, ons maak hom negatief, sodat ons negatief 9 kan kry. Is dit moontlik dat al twee faktore 'n negatief is? Ja, want ons laaste teken is 'n positief. So ons het dan 2x minus 7, x minus 1 gelyk aan 0, daarom is x gelyk aan 7 op 2, of x is gelyk aan 1. Daar is ons x-waardes, ons kort nog y-waardes. Maklikste is vervang dit net in nommer 3 in. So dan gaan ons sê of y is gelyk aan 3 minus 2 maal 7 op 2, of y is gelyk aan 3 minus 2 maal 1. Dit gee vir ons y is gelyk aan 3 minus 7, gee vir ons negatief 4, of y is dan nou gelyk aan 3 minus 2, dit gee vir ons 1. Dit gee gou punte. So, 1 punt vir ons derde enetjie. Normaalweg gaan ons gelyktydige vergelyking 6 punte tel, so hy is regtig groot hoeveelheid vernietpunte, nie 5 nie. So ons gaan dan 'n punt inkry vir as ons invervanging, of vir ons invervanging, of vir die invervanging vereenvoudig. Dan gaan ons hier 'n punt kry vir of ons standaardvorm of ons faktore. So ek gaan hom sommer hierso gee vir faktore, dan vir ons x-waardes en vir ons y-waardes. Gewoonlik gaan julle nog 'n punt hierso binne in ontvang, wat dan dit 6 punte gaan maak. Maar daar sê, dis wat ons dan nou het vir vraag 1. Kom ons kyk na vraag 2.